Goeiemôre aan almal en baie dankie vir die tyd wat julle geneem het om weer hier by ons as gemeente in te skakel deur middel van die internet. Ons sê vir julle werklik baie dankie en is vir ons altyd 'n voorreg om ook net so waar ook al ons is, samekoms kan beleef en stil te kan staan by die woord van die Here. Geliefdes, net een vinnige afkondiging of herinnering is dalk seker bietjie die beter woord. Die 31ste Mei is dit ons jaarlikse bazaar. Almal van julle is meer as welkom. Ons nooi julle vriende, familie, bure, werkskollegas, enigiemand. Kom kuier die dag saam met ons. Dit gaan bietjie meer in die oggend. Gaan meerderheid van die dinge plaasvind, maar julle is meer as welkom en ons sien uit vir al die soetighede en soutighede wat daar is. En geliefdes, indien julle dalk bietjie sal wil uithelp by die pannekoektafel of daar's verskeie plekke, kan julle gerus Linda, ons gemeentebestuurder, kontak. Maar geliefdes, kom ons begin vandag se erediens in absolute afhanklikheid van ons Here en ek begin vir ons deur 'n wotum te lees. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan die woord. Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, soos die wotum wat ek nou net gelees het, u woord is vir ons soos 'n lamp. 'n lamp wat vir ons lig kom skyn in hierdie donker wêreld, wat vir ons 'n weg kom wys. Here, dit is deur die waarheid wat ons van u woord afkry, wat ons tot insig gebring is. En Here, dit is deur die insig wat u woord vir ons gee, wat ons daarna streef om weg te bly van die verkeerde paaie af, om teen dit te staan. Want Here, u woord, dit is werklik soeter as heuning in die mond. Wat 'n voorreg vir ons om dit te kan ken en dan nog dit uit te leef. Here, ek vra asseblief dat u elkeen van ons die nodige krag en leiding sal gee, dat ons u woord sal soek in absoluut alles wat ons doen. Dat ons u woord sal koester en daardeur tot nuwe hoogtes in ons verhouding met u gebring kan word. Here, waar die doppe van ons oë af sal val, dat ons tot 'n dieper insig van u verhouding met ons sal beweeg. Here, dit is absoluut 'n voorreg vir ons om u woord te kan leer, te kan lees, deel van ons lewens te kan maak en te kan sien hoe u soveel mense geïnspireer het, gelei het, geseën het, gevoed het, en dat ons vandag ook deel daarvan kan vorm. Here, ek vra asseblief wees met elke liewe een wie vandag inskakel deur middel van die internet of by die kerk fisies is. Here, hou elkeen van hulle vas. Here, ons bekommer ook maar oor baie. Ons stres so maklik oor onnodige dinge, maar aan die ander kant ook oor baie moeilike dinge, swaar dinge. Here, help asseblief dat ons altyd net op u gefokus sal bly. Dat ons na u sal kyk. En laat ons weet, Here, maar irrelevant van dit wat rondom ons aangaan, die skaduwees wat ons dalk sien vorm hier voor ons, krake wat op pad is om oop te breek. Here, u is steeds in beheer. U is steeds ons koning, die almagtige, en daarom loof en prys ons u heilige naam. Here, dankie dat ons met vrywilligheid na u toe kan keer. Dat ons met u kan gesels, ons harte kan oopmaak en kan weet, maar u luister. U gee om oor dit wat ons aan u oordra. U wil hê ons moet deel. Here, dankie vir die voorreg om u kind te kan wees. En help asseblief laat ons deur alles wat ons doen sal streef daarna om u kinders te wees. Dat ons uit dankbaarheid sal kan optree vir dit alles wat u vir ons gedoen het en wat u steeds elke dag doen. Here, ons weet en ons erken,
U pleit elke dag vir ons by die Vader. Here, dankie vir U genade, U liefde, U opoffering aan die kruis, en seën ons ook so die pad vorentoe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, daar gaan wel 'n paar gedeeltes, kort gedeeltetjies wees, waarna ons gaan kyk deur die loop van die erediens. Dit sal op die skerm verskyn, maar ons gaan die erediens afsluit met 2 Timoteus 3, dan gaan ons dan vers 16 en 17 lees. Maar ons tema vir vandag: watter rol speel die Ou Testament in 'n Nuwe Testamentiese wêreld? Is dit enigsins nog noodsaaklik om vandag die Ou Testament te lees, te bestudeer en te gebruik tot 'n dieper verhouding met God? Ek wens eintlik ek kon vir elkeen van julle die geleentheid gee om bietjie daarop te antwoord en uit te brei, maar die internet is nou daarom nog nie so gevorderd nie. Maar kom ons begin eerder by, wat is die Ou Testament? In 'n neutedop, die Ou Testament is 'n samestelling of 'n bundel van religieuse of godsdienstige literatuur, wat behels van klomp verskillende literatuursoorte. Dominee Braam en ek het al van tevore hierna verwys. As voorbeeld, ons kry geskiedenis, ons kry poësie, gedigte en liedere, ons kry wyshede en nog 'n paar ander. En hierdie literatuursoorte is geskryf met God en sy volgelinge, die uitverkore volk, as fokuspunt, voordat Jesus Christus gebore is. So basies kom vertel die Ou Testament vir ons 'n pragtige verhaal van hoe God die heelal en alles geskape het, hoe hy met ons as mens in 'n verhouding ingetree het, en hoe hy sy groter planne vir ons en die heelal kom openbaar. 'n Ander manier hoe ons na die Ou Testament kan verwys, hoe ander mense dalk daarna verwys. Dit is die godsdienstige literatuur waarvolgens die Jode leef, tot vandag toe. Dit is die godsdienstige geskrifte binne die Judaïsme of die Judaïstiese godsdiens, wat hulle gebruik, wat hulle toepas, wat hulle as hul waarheid beskou, met 1 of 2 klein veranderinge rakende orde en terminologie in vergelyking met hoe ons na die Ou Testament kyk. Nog 'n vraag om dalk dinge bietjie verder te stir, soos hulle in Engels sal sê. As iemand tot geloof kom en hulle het geen agtergrond rakende wat die Bybel is of Christendom in geheel nie, watter gedeelte van die Bybel dink julle moet hulle eerste lees? Die Ou Testament of die Nuwe Testament? Baie kenners stem ooreen dat die veiliger plek is absoluut dat hulle by die Nuwe Testament moet begin. En die rede daagter is, ons leef in 'n Nuwe Testamentiese wêreld, nie meer volgens die Ou Testament nie. En baie van dit wat in die Ou Testament gebeur het, is nie meer op toepassing van ons verhouding met God nie. As voorbeeld, as iemand wat nuut is tot Christendom en die Bybel begin lees en hulle begin by die Ou Testament, gaan hulle gekonfronteer word met die verskillende offersisteme. Nog 'n hele klompie ander, maar hierdie net as voorbeeld. Hierdie hele proses van die mense het gesondig, daar was 'n skeur wat tussen hulle en God ontstaan het, en op 'n manier moet hulle nou hulle saak voor God regstel, en daardeur was 'n dier geoffer. Hierdie persoon gaan baie maklik dan die afleiding maak, maar ek sondig steeds vandag. So daarom moet dit seker belangrik wees vir my om 'n dier aan die Here te offer. Ek wil tog hê my saak voor die Here moet reg wees. Waar in die Nuwe Testamentiese wêreld daardie gebruik totaal en al iets van die verlede is. Dit is iets wat weggeval het, want Jesus Christus het vir ons as offer aan die kruis gesterf, die finale offer. Iemand wat die Ou Testament eerste lees, kan baie maklik vasgevang raak in al die reëls en die regulasies van daardie wêreld, min wetend dat Jesus het ons daarvan verlos. Onthou, in die Ou Testament was daar hierdie konstante stryd onder gelowiges om te kan sien, maar wie kan meer van die wet uitleef? Wie is beter? Wie voldoen aan meer van die voorvereistes? Ek lees vir julle Romeine 7 vers 6, dit sê: maar nou is ons vrygesmaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees,
nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Daarom is die veiliger vertrekpunt die Nuwe Testament, veral die evangelies vir iemand wie nie tot geloof kom. Want dit is deur Jesus Christus en dit wat hy vir ons op aarde gedoen het, wat ons tot hierdie dieper waarhede gelei is en 'n dieper verhouding met God. En die evangelies dien as getuies vir die wat Jesus geken het, gesien het, wat hy gedoen het, so wat 'n beter plek om te begin as hier. Maar dan, as 'n nuwe gelowige nie by die begin moet begin nie, bedoelende hulle moet nie die Ou Testament lees nie, maar eerder die Nuwe Testament en dan terugwerk. En daar is soveel van die Ou Testament wat vandag nie meer op toepassing is nie, of dalk weggeval het deur dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. En ons moet eintlik versigtig wees vir baie van wat die Ou Testament oordra, dit het om te offer. As ons in 'n Nuwe Testamentiese wêreld leef, totaal en al 'n ander bedeling as destyds. Onthou in die Ou Testament, van die begin af lees ons dat daar 'n skeur tussen ons en God ontstaan het. So die enigste manier wat die mens tot God kon genader het, was deur middel van tempels, en dit was eintlik maar net die profete wie 'n direkte verbintenis tot God gehad het. Vandag is ons so bevoorreg dat elkeen van ons het 'n direkte verbintenis tot God deur die Heilige Gees, wat uitgestort is en in ons kom woon het. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê dit al te mooi: weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? So die Ou Testamentiese wêreld is verskillend. Dit is anders. Ons het oorbeweeg in 'n nuwe bedeling deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So geliefdes, as al hierdie stellings waar is, en die Ou Testament is gevul met soveel geslagsregisters, dit is seker een van die grootste uitdagings as dit kom by die Ou Testament lees. Ons is entoesiasties, begin by die begin, by Genesis, en binnekort sit ons agter geslagsregister na geslagsregister. Boonop dit, as vreemde gebruike van destyds, moeilike name. As al hierdie waar is, waarom moet ons dan nog die Ou Testament lees? Sal dit nie net makliker wees om eerder ons Bybel van oud en nuut, maar eenkant ergens in die argief te gaan bære, want die Ou Testament is mos verhale van die ou tye, en eerder maar net 'n Nuwe Testamentiese Bybel kry en op Jesus fokus nie. Wel, geliefdes, al is die Ou Testament hoe uitdagend, al is daar hoeveel slaggate waarin ons kan trap, dinge waarvan ons bewus moet wees, moet ons nooit ons reuns daarop draai nie. En ek wil volgende bietjie tyd spandeer op die vraag: waarom is die Ou Testament steeds uiters belangrik vir ons as Nuwe Testamentiese Christene? En wat gebeur as ons al hoe meer en meer van die Ou Testament begin leer? Nie te veel van die antwoord te vroeg te gee nie, maar ons kom tot 'n dieper insig rakende Jesus, wat hy vir ons gedoen het, God, die Heilige Gees en ons verhouding met God drie-enig. Die eerste punt waarby ek bietjie wil stil staan. Die Ou Testament lê die fondasie neer van wat ons verhouding met God werklik is. Watter verhaal kom dra die Ou Testament oor? Baie kort en kragtig opgesom. Wel, dit kom vertel vir ons dat God het alles geskape, ons as mens ingesluit. En toe was daar 'n sekere verantwoordelikheid aan ons as mens oorgedra om volgens sy wil te leef. Vroeger jare was dit bekend as die 10 gebooie, en dit het toe later gegroei in om en by 613 verskillende wette. Maar die mensdom kon dit nie reg kry nie. Hulle het kort geval van dit wat God van hulle verwag het. Dit is ook een van die redes waarom hierdie 10 gebooie na 613 wette toe verander het. Die mense het daarop begin uitbrei, verander, bygevoeg, om dit vir hulle in 'n sekere sin makliker te maak. Maar dit 'n boodskap vir 'n ander dag. Onthou, God het vir hulle gesê: ek kies julle as my kinders. Dit was nou verwysend na Abraham en sy nageslag, die Jodendom. Ek kies julle. Daarom verwys ons ook na hulle as die uitverkore volk, die volk wie God gekies het. En saam met julle sal ek 'n pad stap.
Ek sal julle seën, ek sal julle lei, ek sal julle beskerm. En omdat julle nou my eiendom is, en in hierdie wêreld gesien gaan word as my eiendom, moet julle leef as my kinders. God en die mens het 'n verbond ingetree. Onthou, 'n verbond in die vroeë jare is waar twee partye 'n sekere ooreenkoms ingetree het. En elkeen het gesê, maar ek sal hierdie en hierdie en hierdie na die tafel toe bring, ek beloof om dit na te kom, en die ander party sê weer dieselfde vir wat ook al hulle na die tafel toe bring. Maar die manier wat 'n verbond in die vroeë jare ingetree was, is 'n dier sou in twee gesny word en dit sou op die vloer oopgelê word. En dan sou die partye betrokke tot hierdie verbond deur hierdie dier gestap het. En dit het as simbool gedien vir as ek nie my verantwoordelikhede nakom nie, ek het nou hierdie en daardie belofte gemaak, as ek nie dit doen nie, my rug teen ons verbond draai vir wat ook al rede, dan kan dieselfde maar met my gebeur as wat met hierdie dier gebeur het. So as een 'n verbond verbreek het, was die straf daarvan en sy verdiende loon, klemval op die verdiende loon, die dood. En geliefdes, die mens het keer op keer op keer hulle verbond met God verbreek. 'n Ander manier om daarna te kyk, hulle het hulle verhouding met God verbreek. Hulle was nie gehoorsaam aan hom nie. So, hulle verdiende loon was die dood. Maar hulle het dit nie ontvang nie. Inteendeel, is daar vir hulle beloof, maar 'n verlosser sal kom, wie hierdie straf, hierdie dood, op homself sal neem. Dit is Jesus Christus, wat ons in die Nuwe Testament van lees. Sonder die Ou Testament en die konteks wat dit vir ons kom gee, sal ons nooit ten volle verstaan waarom Jesus vir ons aan die kruis gesterf het nie. Romeine 6 vers 23a sê, die loon wat die sonde gee, is die dood. Waarom? Geliefdes, waarom is die loon van sonde spesifiek die dood? Sonder die konteks van die Ou Testament gaan ons werklik sukkel om hierdie ten volle te kan antwoord. Die loon van die sonde is die dood, want om te sondig was gesien as die mens verbreek die verbond wat hulle met God ingetree het. Die mens wat wegdraai van God, hulle verhouding met God kom verbreek, en die straf daarvan is die dood, soos wat die Ou Testament vir ons uitlig, soos die gebruik van destyds was. Dit is hoekom Jesus gesterf het, hoekom hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Jesus Christus is die antwoord op al ons vrae. Maar sonder die Ou Testament weet ons nie watter vrae om te vra nie. Die tweede punt waarom die Ou Testament so belangrik is, dit bevat profeseë van die Messias, van Jesus Christus. As voorbeeld net 'n paar vlugtelik na te verwys. Jesaja 53, 'n teks wat ek 'n paar weke terug oor gepreek het, en geliefdes, ek moedig julle aan, gaan lees dit gerus weer. Dit handel oor Jesus. Micha 5 bevat 'n profesie wat handel oor Jesus. Genesis 3 vers 15, baie bekende vers, dit sê die volgende: ek stel vyandskap tussen jou en die vrou. Hier is verwysend nou na die slang en Eva. Tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Geliefdes, wie dink julle is hierdie persoon wat hierdie gedeelte van praat, wie die slang se kop sal vermorsel? Jesus Christus. Die eerste boek in die Bybel profeteer klaar oor ons verlosser. Kenners beweer dat daar meer as 300 verskillende profesieë is wat na Jesus verwys. Waarom is dit vir ons belangrik vandag om te weet, maar die Ou Testament bevat soveel profesieë van ons verlosser, dat hy sal kom, wat hy gaan doen, dat hy sal sterf? Want dit kom maak die Bybel waardig. En dit kom gee vir ons duidelikheid, nee, sekerheid, dat dit wat Jesus gedoen het, nie net per toeval
plaasgevind het nie, maar deel is van 'n groter plan wat God aan ons kom openbaar. Dat die gebeure van die Ou Testament die fondasie neergelê het vir Jesus en dat hy nou daarop verder gebou het. En om dit te kan aanskou, hoe al hierdie verskillende beloftes en profesieë van honderde, nie duisende jare terug waar geword het, is, geliefdes, dit is merkwaardig, dit is inspirerend, dit is aangrypend. Dit kom ondersteun dat die woord van God die waarheid is. En nie net 'n storie wat iemand uit hulle duim uit gesuig het nie. Die derde punt waarom ons nog die Ou Testament moet lees. Dit kom openbaar God se karakter aan ons. Baie gelowiges vandag verwys na die Ou Testament as meestal swaar, donker, mismoedig, gevul met hoeveel ellende. En God is so donker en sy arme kinders kon absoluut niks in sy oë reg doen nie en God wil hulle net konstant straf. Dis 'n moeilike gedeelte om deur te lees. Die goue kalf, die mense wat teen God gedraai het, nadat hy hulle bevry het hulle juwele gaan smelt en hulle 'n afgod gemaak en begin aanbid. God het hulle daarvan vergewe. Ja, God was ongelukkig te verstane en Moses het uitgeroep na God toe, maar steeds is dit 'n voorbeeld van God se vergifnis en sy genade wat deurskyn. Dawid en Batseba. Dawid wat Batseba se man Uria heel voor in sy weermag gesit het, sodat hy sou doodgaan. God het hom ook vergewe en toe 'n baie lang pad saam met Dawid gestap. Koning Manasse, 'n koning van Juda, wat aaklige goed gedoen het en ver van God afgeleef het. Hy was later gevangene geneem en hy het berou oor sy keuses, sy optredes. God het hom vergewe en sy koninkryk herstel. Die Israeliete in die woestyn, wat rondgeswerf het en gekla het oor hulle omstandighede. God het hulle nie verlaat nie. Hy het hulle bygestaan, hulle versorg en ook so gehelp tot hulle die beloofde land ingevaar het. Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde in die Ou Testament. God se genade en sy liefde kom skyn eintlik so duidelik in die Ou Testament. En geliefdes, ja, God is regverdig in die Ou Testament, wat baie mense verkeerdelik interpreteer as God wat wraakvol of donker of vol haat is. Maar hy het dit gedoen oor die verbond wat hulle ingetree het. God was nie haatvol en wraakvol nie. Hy het bloot van sy kinders gevra, maar ons het 'n verbond ingetree. Julle het 'n verantwoordelikheid om as my kinders te leef. Bly net asseblief by julle belofte. En al het hulle dit nie gedoen nie, was God steeds getrou. In die vroeë jare, indien iemand 'n verbond verbreek het dit beteken dat die ander party losgemaak is van enige van hulle verantwoordelikhede. God het nie 'n enkele keer teen sy verantwoordelikheid, sy beloftes teenoor sy kinders gegaan nie. Hy was altyd getrou aan dit wat hy beloof het. Die Ou Testament kom skyn lig op 'n genadige, 'n liefdevolle God wat nie sy kinders alleen gelaat het nie. Die vierde punt, waarom die Ou Testament nog belangrik is. Jesus het die Ou Testamentiese literatuur gelees en geken. En as dit vir hom belangrik is dit vir my ook belangrik. Hoeveel keer dink julle het Jesus die Ou Testament aangehaal of vlugtelik daarna verwys? En met Ou Testament bedoel ek nou die Ou Testamentiese literatuur. Die Ou Testament soos wat ons dit vandag ken, was destyds nog nie as 'n bundel beskikbaar vir almal om van te lees nie. Kenners beweer dat Jesus om en by 70 keer die Ou Testamentiese literatuur aangehaal het en meer as 100 keer daarna verwys het. Nou, waarom sou Jesus dit gedoen het? Eerstens, om 'n kontinuïteit oor te dra tussen God en wat Jesus verkondig het. Jesus het nie 'n nuwe godsdiens probeer vasstel nie.
Hy het God se beloftes en dit wat al hoeveel jare voor hom gesê was, het hy kom vervul. Deur Jesus wat na die Ou Testament verwys, het hy dit baie duidelik gemaak, maar ek doen God se werk. Ek is besig om sy wil bekend te maak, daarop te bou. Matteus 5 vers 17 is vir my baie mooi voorbeeld hiervan. Ek lees vir julle. Moenie dink dat ek gekom het om die wet van die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Tweedens, deur Jesus wat die Ou Testament as basis of vertrekpunt gebruik, het dit 'n sekere autoriteit geskep binne hom vir die verskillende gemeenskappe. Bedoelende, mense kon sien, maar Jesus is nie net 'n wild vreemdeling wat wild vreemde dinge kwytraak en probeer verkondig nie, nee. Dit wat hy sê is ooreenstemmend met wat God en die profete gesê het. Daarom is dit wat Jesus verkondig belangrik en waardig. Daar is autoriteit daar en die mense het na hom geluister. Baie kere as Jesus met die skrifgeleerde Sadduseërs en Fariseërs gestry het, het hy vir hulle gesê, maar daar staan geskrywe. Bedoelende, in hierdie gestryery wat hulle gehad het, het Jesus gesê, maar daar staan geskrywe, hierdie en daardie. Wat beteken, dit wat hy sê, bou op die fondasie wat God neergelê het, en dit wat hulle besig is om kwyt te raak, stem nie daarmee ooreen nie. En die derde rede waarom Jesus die Ou Testamentiese literatuur gebruik het. Hy het dit gebruik om mense te leer, om hulle die dieper waarhede van God te leer, misverstande reg te stel waar volgens hulle dalk geleef het, en die gelowige gemeenskappe te lei tot 'n dieper verhouding met God. As voorbeeld Matteus 5 vers 43 tot 44. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Jesus gebruik die Ou Testamentiese literatuur, spesifiek verwysend hier na Levitikus 19 vers 18. Dit waarmee hulle gemaklik was, dit wat hulle geken het, om 'n misverstand reg te stel en vir hulle uit te wys hoe hulle veronderstel was om te leef as God se kinders. Die 5de en die laaste punt. Die Ou Testament, saam met die Nuwe Testament, is die lewende woord van God, wat deur God geïnspireer is. Ek lees vir julle 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Geliefdes, ek wil dit graag weer lees. Die hele skrif, verwysend na die Ou en die Nuwe Testamentiese literatuur, is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en boonop dit alles 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Geliefdes, ek sluit af. Moenie die Ou Testament onderskat nie. Moenie dit as een of ander stokou vergete stories beskou nie. Dit is kragtig, dit is inspirerend, dit is lewensveranderend. Maak dit deel van julle alledaagse verhouding met God. Vind God en wat Jesus werklik vir ons gedoen het daarin. Laat die Ou Testamentiese literatuur vir julle lig kom skyn op die dieper, komplekse situasies en beginsels van die Nuwe Testament. En laat dit julle lei tot 'n dieper, Bybelgesentreerde verhouding met God. Die volgende keer wanneer julle die Ou Testament wil lees, of dalk besin of julle dit moet of nie moet doen nie,
Sien die volgende beeld. As ons op 'n swaai gaan sit en ons het ons plekke nou ingeneem en ons is reg, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons beweeg agtertoe. En hoe verder terug ons stoot, hoe verder vorentoe sal ons kan gaan. Presies dieselfde met die Ou Testament. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir u woord. En u woord beteken die Ou en die Nuwe Testament. Dankie dat ons daardeur al hoe meer en meer van u kan leer. Waarhede wat voor ons oë oopgemaak word. Riglyne wat uitgewys word van hoe ons as u kinders moet leef. En dat ons net tot 'n dieper verhouding met u daardeur kan leef. Help asseblief, laat ons die Ou en die Nuwe Testamentiese literatuur deel van ons lewens maak. Dat ons die waarde sal kan sien van om die Bybel as geheel te lees. Here, soveel gelowiges vandag leef afgesonder tot u woord. Verkies eerder om iemand anders se woorde daarvan te lees. Help asseblief, laat ons weer terug sal gaan na die basis, na u lewende woord. Dit wat kom inspireer, dat ons dit sal koester in alles wat ons doen. Here, maak ons harte en ons oë oop, gee vir ons 'n gewilligheid, 'n honger vir u woord, en laat ons u daarin meer sal kan raak sien. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons sal lei om sy waarhede in sy woord raak te sien, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.